Maria Magdalena was iemand wat onder die disippels bekend was, dat sy nie so lekker was nie. Sy was die een wat op 'n stadium so opgetree het, dat Jesus 7 duiwels uit haar uitgedryf het. Nou vandag se dae sal ons nou dit iets anders noem, ons sal dalk sê, sy het gelei aan blinde woede, periodieke drankmisbruik, middelafhanklikheid, bulimie, anorexia, emosionele onstabiliteit, depressie, noem dit wat jy wil, goed wat ons vandag ander name gegee het. Punt is, Maria was nie lekker gewees nie. En die wonderlike is dat die Here vir haar kies, dat sy eerste by die graf kom, sy kyk in, sy gaan haal vir Petrus en Johannes, sy bly wag, Jesus verskyn aan haar, die hou die mekaar enetjie, foei toch. En dan wonder 'n mens, hoekom Jesus nou juis vir haar gekies het. Maar sy was die een wat die donker in Jesus gesien het. Sy het gesien hoe word hy gevange geneem, want sy was een van die volgelinge. Hulle praat van haar as die eerste vroulike disipel. Sy was daar, sy het gesien hoe hulle hom martel, sy het gesien hoe hulle hom die kruis laat dra, gesien hoe hy vasgespijker word aan die kruis, hoe hy daar hang, hoe hy sterf. Omdat sy die donker in haar lewe geken het, vriende, het sy ook hierdie geleentheid verstaan. Die grootste vrees wat sy gehad het, was dat Jesus se liggaam sou weggeneem word voordat hulle hom kon balsem. En dis wat hulle wou kom doen het. Hulle wou sy liggaam kom balsem. Dit was vir haar 'n vrees. En nou gebeur dit, sy sien hom nie. En as sy weer die tweede keer ingaan, dan lees ons, dan sien sy 2 engele, en die engele vra, wat soek jy? Dan sê sy, ek soek vir Jesus. En dan draai sy om. En dan is Jesus daar. Maar sy erken hom nie. Want die wonderlike van die opstandingsliggaam van Jesus is dat hy anders is. Ek wil, Jesus is die een oomblik nog hier, en die volgende oomblik stap hy sommer in 'n vertrek in, sonder dat die deur oopgaan. Hy het 'n ander liggaam gekry. Hy was gereed gemaak al vir sy gaan na die Vader toe, na die Vaderhuis toe. Maria, waarom huil jy? En as sy haar naam hoor, dan herken sy hom. Maria. Het Jesus dan nie op 'n stadium gesê, die herder, 'n goeie herder, ken sy skape by die naam nie? Julle ken daai stukkie, né? En hier kom Jesus, en Jesus roep haar op haar naam, en sy ken hom. Haar oë gaan oop, maar veel meer, sy beleef hy hom nou as die seun van God. Vriende, die wonderlike van wat ook verder gebeur in hierdie verhaal, is dat as sy hom sien, dan is hy maar soos ons ook. As ons iemand lanklaas sien het, wat maak ons? Hier is ou Wynand lekker om jy te sien, Pella. En as dit Tersius is, dan hag hy jou, en dan gee jy nog vir jou soen ook nog. Dis hoe ons nou maar is. Ja, hy kyk vir jou. Ons moet van mekaar sê, ons is mense wat daarvan hou om aan mekaar te raak. En as sy na Jesus toe kom om te sê, dis nou u, ek erken u, uiteindelik, ek is bly, u is nie dood nie, u het opgestaan uit die dood, dan sê, wow, moenie aan my vat nie, moenie aan my raak nie. En ek kan onthou ook vir die eerste keer toe ek dit gelees het, dat ek gedink, wat probeer Jesus hier sê? Moenie my vashou nie. Moenie my vashou nie. Vriende, die moenie my vashou nie, beteken, moenie my vashou hier op aarde nie. Ek is op pad na die hemel toe, na my Vader toe, na my Vader troon toe. Moenie my vashou nie. Julle is gewoond aan my, waar ek vir julle verhale vertel het, om iets van God se liefde aan julle oor te dra. Daai tyd is nou verby. Ek is nou in 'n ander hoedanigheid hier, vir 'n kort tydjie by julle. Moenie my terughou nie. En dan kry sy 'n ander opdrag. 'n Opdrag wat ons ook vanmôre kry, deur ons groet vanmôre toe ek vir julle gesê het, Jesus het opgestaan. Jesus het waarlik opgestaan. Ons nuwe opdrag is een van, gaan uit en gaan verkondig vir die wêreld. Gaan vertel vir almal, dat Jesus nie meer in die graf is nie, of hy is nie meer in die krib nie, hy is nie in die graf nie, hy is nie meer aan 'n kruis vasgespijker nie,
Hy loop hier rond in Jerusalem se strate en hy het opgevaar, hy sit aan die regterhand van God. Hy tree vir ons in, vir elkeen van jou of vir my. Die wêreld moet dit weet. Ons kan tog so aan die goeie ou dae terugdink. Ons hou vas aan die goeie ou dae. Onthou julle die dag toe Jesus die dogtertjie gesond gemaak het? Onthou julle, maar Jesus sê nee, ons is nou verby die storie. Moenie my terughou nie, Maria. En in Maria se die mekaarheid verstaan sy wat Jesus sê. Sy verstaan. Nou verstaan sy dat sy ook geroep is, soos destyds Abraham geroep is, dat hy moes trek. Toe Noag geroep is, toe hy 'n skip, 'n ark moes gaan bou het. Hoe Moses geroep is, toe hy die volk moes laat trek. En nou kom Jesus en sê, as jy my wil volg, dan help dit nie dat jy sê, ja, en jy klink 'n glasie op my nie. Nee, jy moet ja sê, en gehoorsaam wees in die opdrag wat ek vir jou gee. Gaan uit en gaan vertel vir die nasies. Miskien moet ek vir die kinders sê, Paasfees is baie meer as om net paaseiers te soek. Het julle paaseiers gekry vanoggend al? Daar gaan seker in die tuin paaseiers wees. As hy, papa knik. Paasfees is baie meer as ons paaseiers. En ons pogings om te probeer om die paaseier vir die evangeliese boodskap te kry. Maar ons is okay, ons probeer. Die opdrag wat ons kry, vriende, is 'n vaste, ware opdrag. En ons moet hierdie opdrag met ons aanvaar. Ek en jy kom nie vanmôre maar net hier knik nie. Ons sê ja, ons verkondig. Hy het waarlik opgestaan. Een van die mooi stories wat net hierna in die Bybel kom, is die een van die Emmausgangers. Onthou julle nog die storie van die Emmausgangers? Die Emmausgangers was ook van hierdie groepie mense wat die groep, die disippels gevolg het. En dan op 'n stadium, dan stap hulle terug huis toe en in hulle kop het Jesus gesterf, dit is verby, dit is klaar. En hulle is hartseer en hulle slof Emmaus toe terug. En dan op 'n stadium is Jesus by hulle en Jesus praat. Abel sê ek saam met hulle, maar hy praat saam met hulle, hy praat met hulle. En dan verstaan hulle nog nie, en hy verkondig, hy vertel vir hulle weer die hele storie van Jesus, van die evangelie, vertel hy vir hulle. En as hulle moet afdraai na Emmaus toe, dan sê hulle, maar kom eet by ons. Maar hulle weet nog nie wie Jesus is nie. En dan kom eet hy by hulle, en as hy aan die tafel kom, en hulle breek die brood, en hulle doen 'n gebed, gaan hulle oë oop. En hulle weet is Jesus, maar dan is Jesus weer onmiddellik weg. En wat doen hulle? Hulle stap weer terug Jerusalem toe, van Emmaus af, terug om vir die disippels te gaan sê, hy het waarlik opgestaan, hy het opgestaan. Paasnaweek is amper verby. Ons het 'n wonderlike belewing gehad met al die kere wat ons bymekaar was, dit was 'n voorreg. Maar die boodskap is uit. Die Here stuur vir jou en vir my uit, sodat ons saam met Paulus kan sê, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Want jy is nie net oorwin nie, maar jou helse magte, wat teen ons optree, en ons wil vervolg, en ons wil seermaak, is ook oorwin. Ek en jy leef na Paaszondag totaal anders, want ons is oorwinnaars in Christus Jesus, wat die hel en Satan vir my en vir jou oorwin het. Mag julle verder 'n baie geseënde Paaszondag beleef. Kom ons maak ons oë toe. Here Jesus, ons aanbid U as seun van God. Ons aanbid U as die seun van God wat sit aan die regterhand van U Vader. Ons aanbid U as die seun van God wat vir ons intree by die Vader. Vir elke gebed wat ons bid, kom lê U dit voor die Vader se voete neer. Elke keer as die Satan ons wil aankla, dan is U die een wat vir ons soos 'n goeie advokaat verdedig. Ons is saam met U oorwinnaars, maar ons is ook saam met U gehoorsaam aan die opdrag om na die wêreld te gaan en te verkondig dat U opgestaan het.
Maar dankie dat ons ook Matteus 28 kan oproep in ons gedagtes, waar hy afskeid neem aan die disippels en vir hulle sê, maar ek is nog steeds by julle ook, ek is weg, maar ek is steeds by julle. En dit is vir ons ook wonderlik om te weet in hierdie dag, U is by ons. U is die een wat stuur, maar U is die een wat ook ondersteun en dra deur die Gees. Dankie dat ons hierdie wonderlike dag mag geniet, en dat ons ook kan weet dat U saam met ons ook gaan fees vier. In Jesus se naam bid ons. Amen.